Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n heerlike voorreg om vanaand hier saam te wees, om die koningskap van ons Here Jesus Christus te bely en te verkondig. Ja, ons dank U vir hom, wat U na die aarde toe gestuur het. Ons Here Jesus het sy goddelike heerlikheid vir 'n tyd lank neergelê en aan ons mense gelyk geword. Maar U het hom verhef tot ons ewige koning aan die regterhand, waar hy steeds vir ons intree. En dit is alleen maar in die naam van ons Here Jesus dat ons tot U nader. En ons bely U, o Vader, as die enige ware God. En ons roep U aan as ons Vader, wat ons in liefde beheen en U seën oor ons gebied elke dag. Ons dank U dat U ons en die hele skepping onderhou. En ons dank U dat ons hierdie oomblikke het, dat ons U woord kan oordink. Gee dat U woord suiwer tot ons sal kom. En wil U ons oprig en versterk en bemoedig deur U woord. Seën ons nou in hierdie oomblikke met U teenwoordigheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees saam uit die evangelie van ons Here Jesus Christus, soos Lukas dit beskryf, die laaste 4 verse van die Lukas evangelie. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. En dan in Handelinge 1 is dit dieselfde Lukas wat skrywe. Die eerste verse van Handelinge, dit is nou nie op die bord nie. Hy sê, my eerste boek Theophilus het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. En nou hervat hy die verhaal in Handelinge. En dan vers 9, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Die vers waarby ons stil staan, dis vers 50 en 51 van Lukas 24. Hy het hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië, en dan daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en hy is in die hemel opgeneem. Broers en susters en kinders, dis die wonder van die evangelie van ons Here Jesus Christus. Die heel laaste ding wat hy op hierdie aarde gedoen het, hy het sy hande opgehef en sy disippels geseën. Net 'n paar weke tevore
is daar dieselfde hande aan die kruis vasgeslaan. Toe het hy die vloek gedra wat die sonde in die wêreld gebring het. En nou hef hy daardie deurboorde hande, hef hy op, nadat hy die vloek gedra het, en hy seën sy disippels. Want hy het die vloek wat op ons gerus het in 'n seën verander. En dan moet ons baie goed besef, as die Here Jesus sy disippels seën daar, is dit nie maar net 'n mooi gebaar of 'n goeie wens nie. Dis 'n kragtige toesegging wat God aan sy kinders uitdeel. Want God se woord is altyd 'n daad. As God praat, dan gebeur daar iets. En om hierdie seën van die Here Jesus te verstaan, moet ons teruggaan na die Ou Testament. Toe die Here sy wet vir Moses gegee het by Sinaï, het die Here aan Moses uitdruklik die bevel gegee, opdrag gegee, aan Aaron en die priesters na hom, moes die volk gedurig deur seën. Eers by die tabernakel en later by die tempel, elke oggend en elke aand, was daar 'n offerseremonie. En daar was veral 3 handelinge, waarvan ons moet kennis neem. Eerstens, het die hoofpriester op die brandofferaltaar die brandoffer gebring. Dit was in die voorhof, voor die oë van die volk. En daardie offer was die simbool, was die heenwysing na Christus, wat eeue later geslag sou word op Golgotha vir die sondes van die wêreld. En dan het die priester met 'n silwertang gloeiende kole van die altaar afgeskep. Hy het dit in 'n goue pan gegooi. En dan het hy in die heilige vertrek ingegaan, die middelste vertrek van die tabernakel. En daar het hy 'n reukoffer gebring van wierook en mirre. Hy het die wierook en die mirre op daardie brandende kole gegooi. En die simbool daarvan, sê die Bybel, eerstens is dit die simbool van die gebede van die gelowiges wat voor God opstyg. En dan later die simbool van Christus se voorbidding wat voor God se troon sou brand as Christus vir ons intree. En dan die derde handeling, dan het die priester teruggekom tot in die voorhof en dan het hy die volk geseën met daardie bekende woorde van Numeri 6. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. En daardie seënspreek moes elke môre by die môreoffer en elke aand by die aandoffer oor die volk uitgespreek word. En die betekenis daarvan was dat in die naam van die Here en in die krag van die Here word aan die verbondsvolk toegesê al die heil en al die saligheid wat die komende Messias sou bewerk. Al die weldade wat ons Here Jesus vir ons sou bewerk, is daar aan die volk toegesê. En daarom was daar die seënspreek aan die einde van die seremonie, die hoogtepunt van elke offerseremonie. En dis waarom ons vandag nog steeds met die seën van die Here huis toe gaan as ons hier by mekaar kom. Die seën van die Here aan die einde van die erediens
beteken die heil wat in die prediking verkondig is. Dit word amptelik in die naam en in die krag van die Here word dit aan ons uitgedeel. En daarom is dit nie maar 'n gewone wens waarmee ons huis toe gestuur word nie. Want elkeen wat glo, word die heil van Christus toegesê. Daar gebeur iets as die Here praat. Terug by die teks. Ons Here Jesus Christus het aan die kruis die volmaakte offer gebring. Die laaste offer wat ooit nodig was. En daarmee het hy die toorn van God uitgeblus. En met sy opstanding het hy die dood oorwin. En nou staan hy op die punt om na die hemel op te vaar, waar hy aan die regterhand van ons hemelse Vader gaan intree met die reukwerk van sy voorbidding vir elkeen wat in hom glo. En nou as hy daar in Betanië sy hande ophef en die disippels sien, daarmee sê hy vir hulle, ek is julle enigste hoëpriester. Op Golgotha het ek die volmaakte offer gebring wat julle met God versoen het. Alles wat ek verwerf het, sê ek nou aan julle toe. Nou is dit amptelik. Hier is dit. Neem dit in die geloof aan. En wat is dit wat ons in die geloof moet aanneem? Die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, die ewige lewe. Hier is dit, as julle deel, neem dit. Of dit, broers en susters, die presiese woorde was van Numeri 6, wat die Here Jesus daar uitgespreek het, dit kan ons nie met sekerheid sê nie. Maar dit was heel waarskynlik so. Want deur die eeue heen, tydens die Here Jesus se omwandeling op die aarde ook, is dit elke Sabbat in die tempel gebruik. En nadat die Here Jesus opgevaar het, is dit steeds in die sinagoges oor die mense wat daar by mekaar gekom het uitgespreek. Dis die woorde waarmee die Here Jesus afskeid neem. Luister weer daarna. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en hy sal aan julle vrede gee. Die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, die ewige lewe. Dis die skatte wat ons Here Jesus vir ons verwerf het. En dit sê hy toe aan sy disippels. Ook aan elkeen wat nog tot geloof sou kom. Ook aan elkeen van ons. Wat beteken dit vir ons? Adam en Eva het met hulle sonde die vloek van God oor hulle gehaal. En nou het Christus daar die vloek gedra en in 'n seën verander. En nou leef ons van sy hemelvaart tot met sy wederkoms, leef ons onder die seënende hande van ons Here Jesus. Ons leef onder die seën van skuldvergifnis, die seën van vrede met God, die seën van rus vir die gekwelde siel. Ons ontvang troos as ons hartseer is. Die Here dra ons in ons swakheid. Ons geniet die seën van herstel van kragte wanneer ons moeg is. Die seën van volharding in die geloof, van hoop en liefde. Die seën van gebedsverhoring en van alle genade. En dit wat ons vanaand mag weet. Daar waar ek in my binnekamer kniel om te bid, daar is die Here se seënende hande oor my.
Daar waar ons dalk rondom 'n tafel sit en huisgodsdiens hou, daar is die Here se seënende hande oor ons. By die werk, by die kantoor, in die klaskamer. Daar waar ek vanaand gaan lê om te slaap, is die Here se seënende hande oor my. Altyd en oral leef ons onder die seënende hande van ons Here Jesus Christus. Maar broers en susters, die gevaar is dat ons so gewoond kan raak daaraan, dat ons dit nie meer as 'n wonder beleef nie. Ons kan dit maklik as vanselfsprekend aanvaar. En daarom moet dit altyd die gebed van ons hart wees. Ons moet vir die Here vra, Here, maak my opmerksaam dat ek U seën nie as vanselfsprekend sal aanvaar nie. Die enigste ding wat vanselfsprekend is dat niks vanselfsprekend is nie. Dat ons vanmôre gesond kon opstaan, vir kos op my tafel, vir klere aan my lyf, vir 'n dak oor my kop, dat ons vanaand hier so met medegelowiges kan saamkom, dat ek môre weer kan werk toe gaan. Waar sal ons begin en waar sal ons ophou, as ons al die seëninge moet opnoem? Want alles wat ons ontvang, alles wat dit vir ons moontlik maak om te kan lewe, ontvang ons uit die deurboorde seënende hande van ons Here Jesus Christus. Maar dit roep ons juis tot 'n dubbele verantwoordelikheid. Dit wat ek ontvang, moet ek dankbaar aanneem. Maar dit wat ek ontvang, moet ek met ander deel. Want dit wat ek nie deel nie, is ook vir myself verlore. U weet, broers en susters, hoe sou die wêreld lyk as alle Christene dit van môre af begin doen? Om sigbare en tasbare gestalte te gee aan die seënende hande van ons Here Jesus. Die wêreld sal anders begin lyk. En dis juis waartoe die Here ons roep, om sy seën aan die wêreld te bring. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, dit gee vir ons oneindige troos, om te mag weet ons leef onder die seënende hande van ons Here Jesus Christus. En nie net party dae nie, maar elke dag van ons lewe, tot met die wederkoms. Want U is 'n getroue God. U is gister en vandag en môre en tot in ewigheid. Is U altyd dieselfde. En U is altyd ons barmhartige Vader. Vader, ons moet dit ook voor U bely, dat ons so dikwels U seën in ons lewe as vanselfsprekend aanvaar. Ja, baie keer is ons nie opmerksaam nie. En daarom is dit ons gebed vanaand. Gee dat ons U seën in ons lewe steeds as 'n wonder sal beleef. En wil U steeds deur U Gees en U woord in ons harte werk, dat ons ook verander tot seën kan wees. Want U gee vir ons die opdrag dat ons die kwaad altyd met die goeie moet oorwin. Wil U ons daarin toerus en ons daarin krag gee,
dat ons volhardend sal bly stry vir u koninkryk. Dit bid ons alles in die naam wat bo elke naam is, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.